Dit is bykans 'n jaar later wat ons begin het met ons video's en in hierdie tyd van COVID-19. Vir hierdie maand tot en met Paaszondag 4 April gaan ons gesels oor Jesus. En ek wil begin met die woorde van die 13de eeuse Persiese digter Rumi wat gesê het, "The wound is the place where the light enters you." Leonard Cohen sing, "There is a crack in everything, that is how the light gets in." Almal van ons, selfs mense buitekant die Christelike tradisie, weet van Jesus. Die meeste van ons het hom leer ken as 'n kind, en ons het 'n bepaalde beeld oor wie Jesus is. Vir die meeste is dit 'n beeld van toewyding, dit is 'n beeld van oortuiging, en ons het van kinds af het ons 'n prentjie in ons kop, in ons hart, van wie is hierdie Jesus. Vir baie ander mense het die beeld van Jesus het problematies geword, en ek dink dit is omdat daar hierdie kontradiksie ontstaan het tussen die God van liefde en 'n God van veroordeling en verwerping met Jesus in die middel. So die vraag wat ek hierdie maand saam met julle wil vra is, wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie Jood, hierdie skrynwerker van Nasaret in die eerste eeu van Palestina? En ek dink sy hele lewe kan ons opsom in 2 woorde: a teacher and a healer. Hy is 'n rabbi wat mense leer, en hy is ook iemand wat 'n geneeser is, nie in kuur nie, nie in genees van die liggaam soseer nie, maar in ons heelheid, in our wholeness, van body, mind and spirit. En is op hierdie 2 goed waaroor ek wil klem lê die volgende maand, in die inhoud en die invloed van Jesus. Hy wat ons kom wys het, hoe lyk dit om in beeld van God, in gelykenis van God geskape te wees. Hy wat ons herinner hoe God na ons kyk. Hy wat ons herinner om ons volle potensiaal as mens, as fully human, te ontgin in ons medemenslikheid, in ons menswaardigheid, in our humanity, en ook in die waarde wat ons toevoeg aan mense om ons. Daarin is Jesus ons teacher and our healer. Maar om Jesus te verstaan, moet ons eers begin met die boeke wat ons ken, wat praat oor Jesus. Die briewe wat geskryf is die naaste aan Jesus se leeftyd, is die briewe van Paulus. En Paulus skryf sy briewe tussen plus minus 54 en 64 na Christus. Dit is 'n goeie 20 jaar plus na die dood van Jesus. En in die briewe van Paulus lees ons nêrens van 'n maagdelike geboorte nie. Ons lees nêrens dat Christus na homself, Jesus na homself verwys as God nie. Hy praat oor die Jesus wat opstaan, wat manifesteer in 'n nuwe gedaante wat ons hom ken. Dit gaan nie oor 'n leë graf nie, dit gaan nie oor 'n verskyning na sy dood nie. En vir Paulus gaan dit baie oor wat is die invloed, wat is die interpretasie wat ons gee oor hierdie mens Jesus. Die evangelie wat die naaste aan Jesus geskryf is die evangelie van Markus. En Markus is geskryf in plus minus 70 tot 80 na Christus. Dit is 'n goeie 50 jaar na sy dood. En ook in die evangelie van Markus lees ons nêrens oor 'n maagdelike geboorte nie. Ons lees nie oor Jesus wat na homself verwys as God nie, wat praat van homself en dat hy en God is een, hy en sy Vader is een. So die boek van Markus wat geskryf is plus minus 50 jaar na Christus, gee nie vir ons 'n biografie van Jesus nie, maar ook weer eens die interpretasie van hierdie man se lewe. Wat beteken dit vir ons? Wat is die inhoud? Wat is die invloed
van hierdie Joodse man op ons lewe. En dan kry ons die evangelie van Matteus, en Matteus is geskryf plus minus 88 tot 90 na Christus. Ons weet dit, want dit is na die val van Jerusalem in 70 na Christus. En Matteus is die eerste ou wat hierdie maaklike geboorteverhaal aan ons voorstel. Matteus is die een wat praat van 'n opstanding. En dan kom Lukas, en Lukas is geskryf 88 tot 90 na Christus. En Lukas brei verder uit oor hierdie interpretasie van Jesus in die apostels en die tyd na Jesus in die boek Handelinge wat ons ken. En dan die Johannes Evangelie, wat 'n hele ander interpretasie van Jesus gee, is geskryf tussen 90, 95 en 100 jaar. Dit is 60 jaar na Jesus se dood. En Johannes Evangelie praat van die 7 tekens. Johannes Evangelie, die 7 ek is uitsprake. Vir Johannes word die woord vlees, word Jesus totaal een met God en God een met Jesus, soos wat ons dit ook lees in sy roerende gebed in Johannes 17. In die briewe van Paulus is daar maar 'n handjievol briewe wat ons weet wat deur Paulus self geskryf is. Die latere briewe is geskryf deur disippels van Paulus of mense wat beïnvloed was deur die lewe van Paulus en die leer van Paulus. En dit is die agtergrond van die evangelies wat geskryf word oor hierdie persoon Jesus. So as dit vir Jesus gaan oor mense se medemenslikheid, as dit vir Jesus gaan oor mense se menswaardigheid, dan praat Jesus met die politici van sy dag, met die fariseërs. Hy praat met die priesters, die sadduseërs en die leviete, en hy sê vir hulle dat julle het die wette, julle het die Torah geskuif tussen mens en God. Julle is veroorsaak 'n godsverduistering tussen mens en God. En dit is nie die doel van ons ervaring met God nie. As ons geskape is in die beeld en die gelykenis van God, dan is ons geskape om 'n refleksie te wees van hierdie God, wat Jesus leer ons net kan ken en net kan ervaar in ons liefde vir mekaar. So dit is kort 'n inleiding en 'n agtergrond van wie praat ons as ons praat van Jesus. En as ek na Jesus verwys as die teacher, as die rabbi, en na Jesus verwys as die healer, dan is daar 3 Griekse woorde wat vertaal word in Afrikaans met genees. En alhoewel nie een van hierdie 3 woorde eintlik iets sê oor liggaamlike genesing nie, maar iets totaal anders. Die 3 woorde in Grieks is sozo. En sozo in Grieks beteken letterlik to restore, to heal, to make whole. En hierdie woord kom 120 keer voor in die Nuwe Testament. Die ander woord wat vertaal word met genees is therapeo, waar die woord therapy vandaan kom, wat beteken to care. Therapeia beteken ook to make whole. En die derde woord in die Grieks is eomai. En eomai beteken to heal, to make free from errors and sins, to make whole. So wat ons hoor in hierdie woord healer is Jesus wat sê, let me make you whole. En wholeness, soos ek nou net gesê het, beteken mind, body and spirit. So as ek dink aan die historiese mens Jesus, en as ek praat van die historiese mens Jesus, dan verwys ek na die persoon tot en met sy dood. Hierdie historiese teacher en rabbi wat ons leer ken, sy hele invloed, sy hele inhoud van sy leer gaan om mense te transformeer, to make them whole. En met transformasie kan ons woorde gebruik soos return, reset, restore, rebirth, revival, reform, reawakening. Dit is die woorde wat betekenis gee aan transformasie. En natuurlik het ons baie klem begin lê op die woord genees, cure. En dit is te verstaande wat dit gaan vir ons oor liggaamlike genesing, wat dit gaan oor lewe en dood. Maar vir Jesus gaan dit oor die wholeness,
the wholeness. En die wonderwerke van Jesus, nie magic nie, die wonderwerke van Jesus, 'n wonderwerk is 'n vreemdeling wat stop by 'n vreemdeling en sê, ek kies om jou lief te hê. Vir die Jode is die Torah die weg na God. Dit is die vergestalting van God, dis die Torah. Vir die moslems is dit die heilige Koran. Dit is die weg na God. Vir ons as Christene is dit 'n persoon. Dit is Jesus. En ons moet nie die Bybel verhef as bo Christus nie. Ons moet 'n persoonlike verhouding in die woorde van Paulus, ons moet hierdie persoonlike verhouding van in Christus, Christus in ons, daarin vind ons die vergestalting van Christus, om te onthou hoe God na ons kyk, dat ons geskep is in die beeld en die gelykenis van God, en dat ons God net kan ervaar in ons liefde. So vir eeue lank het ons gehoor dat ons is sondig, ons is sleg, ons is skuldig, ons verdien om gestraf te word. Maar dit is nie hoe ek Jesus lees nie. Ek lees Jesus in die woorde van Johannes 3 vers 17, as hy sê, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar die wêreld deur hom gered te word. En daai woord gered in Grieks is sozo. Jesus het na die wêreld gekom to make us whole, to heal us in body, mind and spirit. As jy vir 'n Christen vra waarom glo hy in Jesus, dan sal jy hoor, want Jesus het gesterf vir my sonde, en as ek aan hom glo, dan gaan ek hemel toe. Nêrens in die evangelies lees ons dat Jesus enigstens eers sin speel op die feit dat hy sterf vir ons sonde nie. As sy disippels vir hom vra, wat is jou doel, wat is jou roeping, Rabbi? Dan sê Jesus, ek het na die wêreld gekom om vir julle lewe te gee en lewe in oorvloed. Dit is my doel. Die hele idee dat God net kan vergewe as iemand gestraf word, as iemand moet ly, is 'n baie laat ontwikkeling in die Christene. Trouwens, dit kom uit die 11de eeu, en om presies te wees in 1098, as 'n ou met die naam van Anselm van Canterbury met hierdie hele leer kom van dat daar's 'n payment wat gedoen moet word sodat ons sonde vergewe kan word. Dit is nie wat Jesus leer nie. Jesus sê, soos ek nou net genoem het, ek kom na die wêreld om vir julle lewe te gee en lewe in oorvloed. En wat ek hoor as Jesus dit sê, is dat hy sê dat ek gaan juis jou teleurstellings en jou mislukkings gebruik om 'n beter weergawe van jouself te maak. So ek lees nêrens dat Jesus vir iemand vra, hou jy die 10 gebooie? Jy moet eers 'n Jood word nie. Trouwens, meer as die helfte van die mense wat deur Jesus genees, heel gemaak is, was nie Jode. Jesus kom met 'n inklusiewe, alles insluitende liefde, wat sê daar is plek vir die Romeine, vir vissers, vir vroue, vir tollenaars, en selfs vir prostituie. En die enigste voorwaarde is jy moet dit wil. You have to desire hierdie heelmaak van Jesus, hierdie leer, hierdie invloed, hierdie inhoud van Jesus. Dis waarna Markus 10 verwys as die blinde ou roep, Rabbi, seun van Dawid, ek wil sien. Rabboni, ek wil graag sien. En dis baie meer 'n spirituele blindheid as 'n liggaamlike blindheid, as Jesus vir hom sê, sien. Sien. So kom ons gesels hierdie maand oor Jesus. What happens when people open their hearts? They get better. Ek gaan in plaas van 'n gebed vandag doen, gaan ek die mooie herinnering van Louis Watsburg doen, en ek hoor daarin ook 'n refleksie van die woorde van Jesus. Kan ek vir ons 'n gebed doen?
You think this is just another day in your life. It is not just another day. It is the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now. And the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it is your first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes. And be surprised that you have eyes you can open, that incredible array of colors that is constantly offered to us for our pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather, and even of the weather, we don't think of all the many nuances of the weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now, is unique weather. Maybe a kind that you will never ever exactly in this form experience again. The formation of the clouds in the sky will never be the same that is right now. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people whom you meet. Each has an incredible story behind their face, a story that you could never fully fathom. Not only their own story, but the story of their ancestors. They all go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you will meet, all that life from generations and from so many places all over the world flows together and meet you here like life-giving water. If you only open your heart and drink, open your heart to the incredible gifts that civilization gives to you. You flip a switch and there's electric light. You turn a faucet and there's warm water and cold water and drinkable water. It's a gift that millions and millions in the world will never experience. So these are just a few of an enormous number of gifts to which you can open your heart. So I wish you that you would open your heart to all these blessings and let them flow through you. That everyone whom you will meet on this day will be blessed by you, just by your eyes, by your smile, by your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into blessings all around you. Then it will really, really be a good day. Amen.